Wil ek ons nou my oopmaak by Psalm 25, vers 16. Dis wat ons vandag doen. Ek glo ons sal binne die volgende 3 weke, voor die Paasnaweek sal ons klaar wees met Psalm 25. Ek moet egter stil staan by die een vers, maar na dit dink ek dit gaan redelik vinnig gaan. Psalm 25. Ek gaan vers 15 lees wat ek verlede week behandel het, en dan sal ek vers 16 lees wat ons vandag behandel. Psalm 25 vers 15 en 16. My oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat vir my voete, dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. Draai u na my en wees my genadig, want ek is eensaam en magteloos. Ons het verlede week het ons gesê, die idee van 'n voeltjie wat vasgevang is in 'n net, en hoe baie keer ons in 'n stryk beland. Of dit is ons vyande, of die wêreld, of die Satan wat vir ons 'n stryk stel, of baie keer stel ons eie stryk, wat ek glo die geval is, en ons soek net iemand om te blameer. Maar as ons in 'n stryk is, as jou voete vas is, as 'n voeltjie se voete vas is, dan al wat die voeltjie kan doen is hy kan sy vlekkies klap. En hy voeltjie klap en klap en klap en klap, en dan raak hy uiteindelik moeg, want hy kom nie uit die vangnet uit nie. Dis die beeld wat ons verlede week geskets het. So dit beteken dan, ons as gelowiges, bevind ons baie keer in 'n situasie, 'n net, figuurlik gesproke, en in die net is ons baie keer vasgevang. Dan maak ons staat op ons eie krag, en ons op ons eie hulpbronne, om onsself uit die net uit te kry. Maar tog op die einde van die dag los dit ons nie net nog vas nie, maar dit los ons ook moeg en uitgeput. En dis hoekom Dawid skryf in vers 15, al wat hy kan doen wanneer hy vas in slegte omstandighede, vas in 'n slegte situasie, vas in 'n stryk wat hy of ander mense vir hom gestel het, al wat hy kan doen is, hy kan sy oë op die Here hou. Hy kan kyk na die Here vir hulp. En dit is eintlik wat ons moet doen. Ek dink ons as gelowiges, ons lewe in die mentaliteit wat sê ons is onafhanklik. En ons wil onafhanklik wees. Ons hou nie daarvan om ander mense in die oë te kyk nie. En ek dink dit spoel oor na ons geloof toe. Ons is onafhanklik. En ons wil nie noodwendig na die Here kyk in ons moeilike situasie nie. Baie van ons probeer situasies eers self hanteer, voor ons hardop na ons binnekamer toe om te gaan bid. Dit moet eintlik die gelowige se eerste reaksie wees. Ons reaksie moet wees, die oomblik wanneer ons self bevind in 'n situasie of omstandighede wat nie vir ons goed is nie, moet ons dadelik na die Here toe hardop bidend. En dis hoekom Jakobus sê, hy sê, wanneer jy bid, vra die Here, bid vir wysheid, en hy sal vir jou wysheid gee. En glo jy kry wysheid, want jy kry wysheid om uit jou situasie te kom. En die Here gee dit sonder voorbehou, sê Jakobus vir ons verder. So ons moet bidend wees in ons situasies. Ons moet bidend wees in ons krisisse, maar nie net in ons situasies of net in ons krisisse nie. Ons moet altyd bidend wees. Dis hoekom die skrif ons sê, bid sonder ophou. Nou Dawid vat nou 'n stappie verder in vers 16. So Dawid het gesê, soos die voeltjie net gekyk het, jy sal onthou daai prentjie wat ek daar het, is 'n prentjie wat sonder die hand was. Verlede week sinne was sonder die hand. Dit was net die voeltjie in die stryk. Maar Dawid sê, soos 'n voeltjie net kyk vir die Here, want sy voete is vas, vat dit nou 'n stappie verder, en hy sê, hy vra die Here, draai hier na my en wees my genadig. Dawid versoek nou presies die teenoorgestelde as wat hy vir ons in vers 15 gesê het. Vers 15 het hy gesê, hy kyk na die Here, nou vra hy, Here kyk na my. Hulle kyk vir mekaar. Dawid kyk na God, en hy vra vir God, kyk na my. Kyk na my. Want hy sit vas. Ons versoek is 'n versoek sodat die Here ons moet raak sien. Ons wil hê die Here moet na ons kyk. Ons wil hê die Here moet na my kyk in die middel van my krisis. Wat help dit jy sit in die middel van die krisis en jy kyk net na God? Jy kyk na God want jy wil hê God moet na jou kyk. Nee, het jy al om tafel gesit met jou vrou
en jy wil vir jou vrou iets, soos die sout, geef my die sout, en jy wil nie voor almal praat nie, en jy kyk, en jy kyk, en jy kyk, en jy kyk, en na 'n rukkie voel jy, daai eenheid wat julle uiteindelik oor die 46 jaar gehad het, kyk sy vir jou, en jy kyk vir haar so af na die tafel toe, en sy weet presies wat jy soek is die sout. Jy kyk vir haar, want sy wil hê, sy moet vir jou kyk. En dan sê jy vir haar, lyk vir my, jy kyk vir my. Ons wil hê, God moet na ons kyk as gelowiges. Jy wil dit hê, sien my raak, Here. Hoor my. Ek wil nie wegraak in die skare nie, veral in my krisis. Sien my raak of hoor my. Nou ek wil vir jou sê dat hierdie gedeelte, wanneer ons die Here versoek om na ons te kyk, wanneer ons harte 'n begeerte het dat die Here na ons moet kyk, bevestig dit eintlik twee goed. Dit bevestig eerstens dat jy onderdanig wil wees en dat jy magteloos is. Jy wil hê die Here moet jou sien want jy sê, "U is my God, kyk vir my." Onderdanigheid. Jy wil hê die Here moet jou sien want jy is magteloos in jou situasie. Nee. My groenbone het te min sout. Kyk vir my, gee my die sout. Ek kry nie die sout nie. Die konsep is, ek is in my situasie, Here, sien my raak. So jy wil hê die Here moet vir jou kyk, eerstens omdat jy onderdanig wil wees en magteloos is. Die tweede rede hoekom jy wil hê die Here moet vir jou kyk, is want jy wil in afhanklikheid wees. Jy wil hê die Here moet die heeltyd, jy kyk na die Here sodat hy na jou kan kyk. Dit wys na afhanklikheid. Ek is afhanklik van die Here. Nou ek wil net hierdie twee temas so vinnig bespreek. Onderdanigheid en magteloosheid is die een, en dan afhanklikheid wat die ander een is. Want ek dink hierdie is twee kerntemas van bekering. Met ander woorde, mense wat tot bekering kom, hulle besef eers hulle is magteloos, want hulle kort 'n redder, en dan gaan hulle na die Here toe en sê, Here, red my, ek is afhanklik. Ek is magteloos en ek kort die Here om my te red. Dis die elemente van bekering. Jy kan jouself nie red nie, maar jy kort die Here Jesus om jou te red. Ons kort 'n redder, wys vir ons magteloosheid en ons werp ons na Christus, want ons weet ons is afhanklik van hom. En dit is die konsep van die voeltjie. Die voeltjie sit vas in die stryk. Hy is magteloos, daarom kyk hy na iemand wat hom kan red. Hy is magteloos. En hy is nie net magteloos nie, maar hy is afhanklik van daai, tussen aanhalingstekens, daai iemand wat hom moet red. Hierdie is temas wat ons al 'n paar keer bespreek het. Nee, ons het al baie, ek dink die laaste maande, nie eers die laaste jare nie, die laaste maande het ons gereeld gesê, die eerste stap na bekering is om te besef dat jy 'n sondaar is, dat jy vas is, jy's in 'n struik, jy kan jouself nie red nie, jy is magteloos. Dis die eerste stap. Die tweede stap na bekering het ons gesê, kyk na die Here, want hy kan jou red, en dit bevestig afhanklikheid. Jy kort God om jou te red. Het jy gedink, soos ek al baie gesê het, jy word net een oggend wakker en strek jou arms op hierdie wonderlike, lieflike Saterdagoggend en sê, vandag gaan ek myself red, vandag word ek 'n Christen. Jy kan jouself nie red nie. As jy jouself kon red, hoekom moes Jesus dan sterf? Ons kon nog nooit onsself red nie. Ons kort 'n redder. Hierdie is die tema van bekering, en hier is ook eintlik 'n tema wat Dawid vir ons uitbeeld in vers 16. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor magteloosheid en onderdanigheid. Kyk wat sê Dawid in vers 16. Draai jy na my en wees my genadig, want ek is eensaam en magteloos. Natuurlik is hy eensaam en magteloos. Dit is gewoonlik hoe dit is wanneer jy jouself in 'n probleem vind. Nie waar nie? Gewoonlik as siekte of armoede jou slaan, wat gebeur? Al jou vriende kom na jou toe? Nee, dan hardloop hulle weg. Dan besef jy eintlik hoe baie vriende jy het, nie waar nie? Ja. In moeilike situasies bevind mense homself gewoonlik in die eensaamste situasies, die eensaamste geleenthede.
Dawid was eensaam, want hy was in 'n moeilike krisis. Sy slawe kon hom nie red nie, sy geld kon hom nie red nie, sy status kon hom nie red nie. Hy was eensaam, maar tog was daar baie mense om hom. Het jy al daai gevoel gehad? Jy is eensaam, maar daar is so baie mense om jou. Ek het 'n ou gehad, daar vertel ek nou, ek moet nou nie eintlik hierdie grap, maar ek wou vertel, daar is 'n ou gehad, ons het so 'n tipe van 'n gesprek gehad. En ons het toe sommer so op 'n humoristiese pastorale gesprek uitgedraai. En hy het gesê hy is eensaam. En toe sê ek vir hom, hy moet vir hom 'n teddybeer kry, want dan is hulle twee saam. Maar hy het gelag, het was nie lelik bedoel nie. In krisisse, Dawid sê so, hy is eensaam, hy is alleen. En nie net eensaam nie, hy is ook magteloos. Ek is magteloos, Here, red my siel. Erken, hoor vir my, die wêreld wil hê jy moet probeer sterk wees. Moenie sterk wees nie. Jy mag swak wees by die Here. Jy mag magteloos wees by die Here. Dit hoef nie te lyk of jy alles in orde het nie. Jy kan 'n front opsit by mense. Okay, ek verstaan, jy wil, want jy wil nie die mense moet sien hoe lyk jy as jy huil nie, want dit is lelik en dit is net trane en vloeistowwe, ek verstaan. Maar by die Here kan jy treur en jy kan rou en jy kan swak wees. Inteendeel, hy wil hê jy moet by hom swak wees. Hy nooi jou om swak te wees by hom. En Dawid is swak by die Here. Hy sê, kyk na my, want ek is swak. Nou, Dawid se krisis is nie noodwendig 'n bekering nie. Dit was mense wat hom dalk wou doodmaak. Maar dit maak nie saak nie. As jy 'n ongelowige is of 'n onbekeerde is, jy moet erken jy is swak sodat jy die Here kan kry vir hulp. As jy in 'n moeilike situasie of in 'n moeilike krisis is, jy moet erken jy is magteloos want jy weet wie is die een wat jou onderhou. Psalm 34 vers 18 sê dit so mooi, hy sê, regverdiges roep om hulp en die Here luister. Uit hulle benoudhede red hy hulle. Roep tot die Here in jou benoudheid. Roep tot die Here in jou krisis. Roep gereeld, roep voortdurend. Roep in stilte, skree in jou kussing. Roep tot die Here en sê, Here, help, hoor my hart, want ek wil hê in my magteloosheid moet U my raak sien. En ek glo 'n krisis is 'n geleentheid. Wow, Jakobus wys ons eintlik dit. 'n Krisis is 'n geleentheid om die Here aan te roep. Dit is gewoonlik in 'n krisis wanneer mense die Here aanroep. En 'n krisis is ook 'n geleentheid om te wys hoe vertrou jy die Here. Dit is maklik om die Here te vertrou as dit goed gaan. Maar vertrou jy homself tot die einde toe? Dit gaan sleg en jy sê, Here, ek vertrou jou. Dan iewes skielik gaan dit nog slegter. Kan jy nog steeds sê, Here, ek vertrou jou? As jy kan sê, ja, ek vertrou U nog steeds in die slegste situasie, dan sê ek vir jou, egte geloof. Egte geloof is gebaseer op vertroue. Jy vertrou die Here ten spyte van. So dit is die magteloosheid wat Dawid hier uitbeeld, hierdie eensaamheid. En dan praat hy van afhanklikheid, dis die tweede ding. Afhanklikheid, nie net is ons magteloos nie, ons roep tot die Here, ons is magteloos, maar ons is afhanklik van hom, om ons uit die gat uit te tel, om ons op te tel, om ons uit die struik uit te bevry, om ons voete los te maak, en om ons siel te red. Die Christen, wat nie in afhanklikheid van die Here leef, vir sy redding nie, vertrou nie die Here genoeg nie. Ek leef in afhanklikheid, want ek sê vir myself, Here, ek maak so gereeld droog. Ek wil nie, maar dankie tog, ek is afhanklik van U redding. U redding. Ons het verlede week gesê, baie Christene kom tot 'n plek, hulle is bekeer, en hulle dink, dis die einde van die storie. Ek is gered, my siel is verlos, ja, ek glo in die Here Jesus. En dan sit hulle terug, en toe het ons gepraat van wegdryf. Dit is daar, na die bekering, wanneer jou stryd begin. Daar begin jou geloofsworsteling. Daar moet jy soekend raak. Daar raak jy afhanklik. Die versoek dat die Here na ons moet kyk, is 'n versoek van afhanklikheid. 'n Afhanklike hart getuig van 'n soekende karakter.
As jy afhanklik is van die Here, beteken dit jy gaan altyd die Here soek. Jy gaan hom altyd wil ken. Dit is die idee wat vers 15 en 16 uitbeeld. Maar eintlik nie net vers 15 en 16 nie, reg deur die Bybel. Deur die hele Bybel is hierdie idee van, as jy in afhanklikheid na die Here kyk, gaan die Here altyd na jou kyk. Dis 'n kernidee binne die Bybel. Ek wil hê jy moet dit weet. Dit moet deel vorm van jou teologie. Jy moet altyd na die Here kyk, want jy weet, as jy na die Here kyk, sien die Here jou raak. Ek kyk na God en God sien my raak. Ek kyk in afhanklikheid en God red my. Kom ons praat gou oor die idee van afhanklikheid. Mense sê ons kyk in afhanklikheid, maar jy sien dit net nie in hulle gedrag nie. Afhanklikheid, dink aan afhanklikheid as 'n tipe van 'n asmapompie, né? 'n Asmapompie. Daai asmapompie, iemand wat dalk erg aan asma ly, weet daai asmapompie moet hy of sy oral saam dra. Hy's in sy sak, waar ook al dra hy 'n pompie saam, want hy of sy is afhanklik van daai asmapompie. Nie net dra hy die pompie saam nie, maar die pompie word ook altyd seker gemaak hy's vol. En as hy naby aan leeg is daar altyd 'n spaar ene. Jy lewe in afhanklikheid van daai asmapompie, want jy weet, ek moet hierdie pompie gebruik, anders gaan ek dit dalk nie maak nie. Nou vat hierdie idee en redeneer so oor die Here. As jy sê jy is in afhanklikheid van die Here, beteken dit, oral waar jy gaan, is dit asof die Here saam met jou gaan. Nie net gaan die Here saam met jou nie, maar jy is seker, dat jy weet wat hy gaan sê oor sekere situasies. Dit is asof jy wil seker maak, jy is vol van die Here, want jy is afhanklik van die Here. Jy soek die Here dag en nag, jy bid tot die Here, jy weet, ek kan nie 'n asem neem, sonder die afhanklikheid van God nie. So is ons afhanklik van die Here, figuurlik gesproke, dat ons hom heeltyd soos die asmapompie wil saam dra. Ons weet ons dra nie die Here saam nie, maar dis die idee daarvan. Die Here beloon altyd die wie afhanklik is van hom en die wie hom soek. As jy afhanklik is van die Here, sal jy altyd die Here soek. Jy kan nie sê jy is afhanklik van die Here, maar hom nie soek nie. Jy soek die Here as jy afhanklik is van hom. Daarom sê ek gereeld, hoe lyk jou week? Hoe lyk jou tydkaart? Hoe lyk jou skedule? Getuig dit van ietsie wat afhanklik is? Of getuig dit van ietsie waar die Here net aan die begin van my week is, wat 'n Sondag is? Die begin van my week is Sondag, die dag van die Here, vir 'n uur lank. Dit is waar my afhanklikheid lê. As jy werklik afhanklik is van 'n asmapompie, gaan hy oral saam met jou. As jy werklik afhanklik is van die Here, gaan hy oral saam met jou. En as jy afhanklik is, dan beteken dit jy soek hom. Jy soek hom. Want jy wil hom soek, want jy weet die Here beloon die wie hom soek. Nou soos ek gesê het, dit is 'n kerntema deur die hele Bybel. Mense soek die Here en God seën hulle. Mense streef na die Here en God seën hulle. Kom ek wys vir jou. Ek gaan vir jou 'n paar stories gee wat dit bevestig. Onthou julle vir Saggeus. Saggeus was 'n klein man, né? Baie kort man. En hy het gehoor dat die Here Jesus op pad is en hy klim toe in die boom om die Here Jesus te kan sien. En toe die meester daar verbykom, kyk hy op en sê, Saggeus, klim af, want ek gaan na jou huis vandag. Ken julle die liedjie? Saggeus, alhoewel hy die Here net visueel wil sien, moes daar 'n vorm van begeerte in Saggeus gewees het, sonder om iets in die skrif in te probeer lees. As Jesus net 'n doodgewone man was, hoekom sou hy op die boom wil inklim? So 'n drastiese stap neem. Die mense het hom verstoot vir Saggeus, né? Hy was 'n tollenaar, hy het vir SARS gewerk. Die mense het hom verstoot, maar Saggeus was vasberaad om die Here Jesus Christus te sien. 'n Vorm van soeke, 'n vorm van ywer. En toe kom die Here Jesus tot onder die boom. Saggeus was net soekend, hy wou net sien, en die Here Jesus stop onder die boom en sê, Saggeus, kom ons eet by jou huis. En dit het gelei tot Saggeus se bekering. Saggeus het gesoek en Jesus het hom gevind. Dink byvoorbeeld aan die vrou met bloedvloeiing. Kroniese siekte. Sy was siek, bloed gevloei, lang tyd.
En daar was soveel mense om die Here Jesus en almal stamp en stoot die Here Jesus. Nee, daar was 'n groot skare om die Here. En hierdie vrou sê vir haarself, as ek maar net kan raak aan die soem van sy kleed. En sy druk haarself deur al hierdie mense en sy raak die soem van Jesus se kleed en Jesus stop. En hy sê, wie het aan my gevat? En die disippels sê, almal vat aan u. Hy sê, nee. Iemand het gevat met 'n verwagting. Sien? En Jesus sê, van jou geloof het jou gered. Markus 2, vers 1 tot 12. Ek hou van daai verhaal waar daar 'n verlamde man was en sy vriende vat hom. En Jesus was in 'n huis en hulle maak 'n gat in die dak en hulle laat sak die man af tot by Jesus. Hulle was so vasberade om die Here Jesus te soek dat hulle 'n drastiese stap gemaak het om by hom uit te kom. Wat 'n drastiese stap neem ons? Ons sit sonna in die kerk en aanvaar eredienste as vanselfsprekend. Ons aanvaar ons geloof as vanselfsprekend, gebed as vanselfsprekend. Die Bybel wat langs my bedkassie lê wat stof opgaar. Ons sê dis maar net 'n Bybel. Ja, ek bid, ja, ek's gered. Is dit 'n soekende hart? Is dit 'n hart met ywer? Is dit 'n hart met begeerte wat brand vir die Here? Ek hou van hierdie en hom wil ek graag vir jou lees. Dis Markus 10. Vanaf 46 tot 50. Dit gaan oor Bartimeus. Markus 10, 46 tot 50. Bartimeus was 'n bedelaar. Maar hy was ook blind. En hy het langs die pad gesit. En toe hy hoor dat Jesus, dis nou vanaf vers 70, dat dit Jesus van Nasaret is, begin hy uitroep. Dis nou Bartimeus. Hoor wat roep Bartimeus uit. Seun van Dawid, Jesus, ontferm u oor my. Baie mense het hom berisp en gesê, bly stil. Maar hy het net al hoe harder uitgeroep, Seun van Dawid, ontferm u oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi toe sy boekleed af en spring op. Hier's 'n man wat stil gemaak word deur die samelewing. Maar Jesus soek hy Jesus. Die idee is, die mense roep uit na Christus met 'n opregte hart en Christus antwoord. Dis die idee, dis 'n tema deur die Bybel, ons sien dit. Nou net as jy vir my sê, die storie bepaal nie noodwendig die norm nie, wat waar is, goeie hermeneutiek, narratief bepaal nie normatief nie. Hoor wat sê die Bybel. Psalm 63 vers 1. God, U is my God, na U soek ek. My siel dors na U, hoor hy ywer. My liggaam smag na U, in die droë uitgeputte land sonder water. En dan in Jeremia 29:13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Psalm 145 vers 18 tot 19. Die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom in die waarheid aanroep. Hy vervul die wense van die wat vir hom ontsag het. Hulle hulp geroep hoor hy en hy verlos hulle. Psalm 34:18. Regverdiges roep om hulp en die Here luister. Uit al hulle benoudhede red hy hulle. Dis die idee. Hulle sê nie sondaars nie, hulle sê regverdiges, gelowiges. Die idee is ons roep tot die Here en die Here sien ons raak. Ons het 'n kreet tot die Here en die Here hoor ons. Ons het ywer en passie vir die Here en die Here beloon en seën ons. Jou soeke na die Here word beloon. Maar hoe word jy beloon as jy nie 'n soeke het nie? Hoe word jy beloon as jy nie 'n ywer het nie? Hoe word jy beloon as jy nie 'n begeerte het nie? Christendom is nie iets wat vanselfsprekend kan gebeur nie. Dis 'n verhouding. Dit is 'n soeke, dit is 'n strewe.
En nie net een keer 'n week nie, dit is voortdurend. Dit is intentionele moeite. Jy weet hoe dit is as jy nie vir jou eggenoot intentionele moeite maak nie. Jy dryf weg. Die Here beloon die wie hom soek. Indien jy dink dat soeke nie belangrik is nie. Indien jy dink môre is nog 'n dag, of oor 6 maande gaan ek begin soek, of oor 'n maand, of oor 'n week, of oor 'n jaar. Indien jy dink dit is wanneer jy gaan soek, ek wil net vir jou 'n woord van waarskuwing voorlê. Want daar kom 'n tyd wanneer jy nie meer die Here sal kan soek nie. Hy sal nie meer te finde wees nie. So jy dink dalk dit is môre, maar môre is dalk net te laat. Johannes 12 vers 35 tot 36 bevestig dit. Hoor wat sê hy? Dis Jesus wat praat. Nog 'n kort tydjie is die lig by julle. Terwyl julle die lig het, leef daar volgens, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Hier's weer die herhaling. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Jeremia 44:22 sê dieselfde. Die Here kon dit nie meer verduur nie, vanweë julle bose dade, vanweë die afstootlike dinge wat julle gedoen het. Wat 'n vreemde gedagte om te dink dat die Here dit nie meer kan verduur nie. Ons dink die Here God Almagtig kan alles verduur. Hier in Jeremia kon hy die sonde van die volk nie meer verduur nie. Hy kon dit nie meer verduur nie. Roep hom aan, nie net in jou krisis nie, maar roep hom aan nou. Roep hom aan dadelik. Ek weet nie hoe lank God nog die sondaars gaan verduur nie. Ek weet nie hoe lank daar nog genade gaan oorwees vir my en vir jou nie. Ek weet nie hoeveel keer ek weer vir jou kan preek en preek en preek nie. Ek weet nie hoeveel keer jy nog 'n geleentheid gaan hê vir gebed en vir bekering nie. Maar al wat ek weet is, die tyd is min. En die tyd loop uit. Ek hou van die idee van 'n uurglas. Uurglas skep vir my die konsep dat een of ander tyd gaan hy sand klaar wees. Ons sien nie die uurglas meer nie. Ons sien hom elektronies, of analogiese oorlosie. En hy loop net in die ronde en die ronde en die ronde. En dit is asof hy net nooit gaan ophou nie. Maar die uurglas skets vir ons 'n ander idee. Hy skets vir ons 'n idee dat die sandkorrels loop uit. Nou Jesus het 'n goeie gelykenis oor dit en dit wil ek graag vir jou deel. En dan is ek amper klaar. In Lukas 13 vers 6 praat Jesus oor die idee dat die tyd uitloop. Dat die tyd min is. En dat die uurglas besig is om uit te hardloop. Hoor wat sê hy? Lukas 13 vers 6 tot 9. Iemand het 'n vyeboom geplant. Iemand het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Hy het vrugte daaraan gaan soek en niks gevind nie. Toe het hy vir die tuinier gesê, kyk, dis al 3 jaar wat ek vrugte aan hierdie vyeboom kom soek en niks kry nie. Kap dit uit. Waarom moet dit die grond langer uitput? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, dis nou die slaaf wat die meester antwoord. Meneer, laat dit nog hierdie jaar bly staan, totdat ek rondom gespit en mis of kunsmis gegee het. En as dit dan volgende jaar vrugte dra, goed, maar as dit nie gebeur nie, kan jy dit uitkap. Die idee van hierdie gelykenis is juist dat daar mense is wat nie vrug van Christus dra nie. Jy maak die uitspraak dat jy 'n vrugteboom is, 'n vyeboom is, dat jy 'n Christen is. Maar Christus is nie sigbaar in jou lewe nie. Dis gevaarlik. En die eienaar, wat natuurlik God verteenwoordig, sê, maar Christus is nie in hom nie. Wat doen hy hier? Kap hom uit. En iemand kom. Iemand. En hy sê vir God, die eienaar, hy sê vir hom, meneer, ek hou van die Griekse woordjie meneer, dit is Kyrios. Kyrios beteken ook Here.
iemand kom en sê, Here, gee my nog een kans met hierdie vyeboom. Laat ek nog bietjie moeite doen met hom. Laat hy nog een preek hoor, nog een Bybelstudie, nog een gebed, nog een skriflesing. Gee my nog een kans met hom. En as hy dan nie wil hoor nie, kap hom uit. Jesus beklemtoon dat die tyd uithardloop. En Jesus is ons laaste kans. Ons speelkerk, ons speelchristenskap, ons is so ver weg, want ons het nie meer 'n ywer en 'n passie nie. Die vrugte van hierdie vyeboom is nêrens te sien nie. Maar ons sal so gou sê, ek is 'n vyeboom, ek is 'n Christen. Ek weet nie waarmee jy besig is nie. En ek weet ook nie hoeveel van die evangelie in jou hart is nie. Maar ek wil vir jou sê, as daar niks van Christus in jou is nie, die tyd hardloop uit. Iemand pleit tot die Here en sê nog een kans voor finale oordeel, Here. Nog een kans voor die boom uitgekap word, nog een kans voor ons hom in die vuur gooi. En as jy nie bekeer het nie, wil ek vir jou sê, lewe jy op geleende tyd. Soek die Here, terwyl hy te vinde is. Roep hom aan vir redding. Roep hom aan vir bekering. Draai van jou gierigheid, draai van jou skynheiligheid, draai van jou selfgesentreerdheid, draai van daai goed is nie die moeite werd nie. Christus is. Ja, maak soos Dawid in Psalm 16, roep hom aan, 17, roep hom aan in jou benoudheid, roep hom aan in jou krisis, maar meer belangrik, roep hom aan elke oomblik vir jou siel. Want wanneer jy hom aanroep in opregtheid, hoor wat sê Romeine 10. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Roep hom aan. En dis hoekom Jesaja 55:6 sê, soek die Here terwyl hy te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad draai en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees, en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ek wil afsluit, en nie op 'n negatief nie. Want ek wil afsluit, en ek wil eerlikwaar vir jou sê, dat ons is 'n kerk wat staan vir die waarheid. Regtig. Ons is 'n kerk wat die onfeilbare woord van ons Here Jesus spreek op die regte manier. Ons hang nie ander goed aan nie. Ons hang Christus aan. En ek roep elkeen van julle wat hier sit. Ek roep elkeen van julle om saam met my die Here aan te roep. Ek roep julle om saam met my die Here te dien. Al is dit net ons, laat dit net ons wees. Laat ons saam God se naam groot maak. Laat ons saam die begeerte en die ywer in ons hart terugbring. Nie net by die huis nie, maar ook in ons gesinne. En nie net by ons gesinne nie, maar selfs wanneer ons hier vergader. Laat ons saam die Here roep. Kom bietjie Bybelstudie toe. Kom roep hom saam met my aan. Wees gedissiplineerd in jou kerkbywoning. Wees gedissiplineerd in jou huisgodsdiens. Wees gedissiplineerd in gebed. Roep saam met my, soos daai Bartimeus, daai blinde man, roep saam met my, seun van Dawid, ontferm U oor my. Want wanneer ons dit uitroep in alle opregtheid, dan sal ons dalk hoor, hou moed, hy roep jou. Ek het hierdie gedig gedeel met die Bybelstudie en met die mannebediening, maar ek besef ek het dit nooit hierso gedeel nie. Ek wil dit graag met jou deel. Dit is 'n gedig wat geskryf is, hoe mense sê hulle is 'n vyeboom, maar daar's nie vrug nie.
hoe mense die uitspraak maak dat hulle Jesus volg, maar tog doen hulle nie. Ek gaan hom in Engels lees en dan sal ek hom vertaal na Afrikaans toe. Dis deur Jeffrey O'Hare geskryf. You call me the way and walk me not. You call me life and live me not. You call me master and obey me not. If I condemn thee, blame me not. You call me bread and eat me not. You call me truth and believe me not. You call me Lord and serve me not. If I condemn thee, blame me not. Jy noem my die weg, maar jy loop my nie. Jy noem my die lewe, maar jy leef my nie. Jy noem my meester, maar gehoorsaam my nie. Jy noem my lig, maar skyn my nie. As ek jou veroordeel, blameer my nie. Jy noem my brood, maar eet my nie. Jy noem my water, maar drink my nie. Jy noem my waarheid, maar glo my nie. Jy noem my Here, maar dien my nie. As ek jou veroordeel, blameer my nie. Roep die Here, soek die Here, terwyl hy nog te vind is. Bekeer van jou pad, en draai van jou weer, in alle afhanklikheid en in nederigheid. Hemelse Here Vader, ons weet tyd loop uit. Ons kan dit sien met wat om ons gebeur. En ons wil U soek terwyl U te vind is. Ons wil na U streef terwyl ons U kan kry. En Here, soos Dawid skryf in Psalm, as ons na U kyk, Here, draai U tog na ons en kyk na ons, want ons is eensaam en ons is magteloos. Red ons, want ons kan onsself nie red nie. Help ons om vrug te dra in hierdie gemeente, in Henneman. Help ons om hierdie kerk van U te bou, Here, om nie passief te wees nie, om nie by die huis te bly nie. Help ons om dit wat lam is sterk te maak. Help ons om op te staan en om te sê, kom ons bou saam kerk. Kom ons bou saam die bruid van Christus. Kom ons staan in eenheid, kom ons staan in waarheid. Kom ons draai nie meer 'n blinde oog nie. Kom ons staan vir geregtigheid. Ek vra dat hierdie woord wat in die harte geplant is, dat dit nie sal val op die droë pad nie. Nie op die rotse nie, ook nie tussen die onkruid nie, maar dat dit sal val op die goeie vrugbare grond. En die wie ore het, laat hulle luister en ook doen. In Jesus naam. Amen.